Welkom by die Ooskerk, hier aan die begin van 'n opwindende nuwe projek. Ons het besluit om die woestynreeks, die 6 spreuke wat gelewer is tydens die lydenstydperk, bietjie dieper te gaan ondersoek en met die predikante te praat en te kyk hoe hulle dit benader het en wat die ander predikante daarvan gedink het. Maar ek dink die idee van die woestyn is iets wat ek baie graag meer van wil weet en ek het vir Louis gevra om vir ons te verduidelik hoekom. Ja, ek dink ons doel met die reeks oor die woestyn waaroor Marina nou dalk bietjie meer sal sê, was om die realiteit waarin ons leef in die oë te kyk, nê? Hoe jy oor jouself dink, die omgewing waarin jy is en die tyd waarin jy is en mense met wie jy te doen het. Daar's 'n mooi Afrika spreekwoord wat sê the desert teaches you more about water than the ocean ever could. So die woestyn konsep in die Bybel is ook dit, né? Dis die plek waar jy die nodige kennis kry om te kan transformeer. Maar dis 'n baie eerlike plek en dis 'n plek wat baie van ons dikwels probeer vermy. Marina, dis 'n moeilike tema. Hoekom het jy juist dit gekies? Ek dink die woestyn as 'n metafoor speel deur die geskiedenis van die Christendom 'n geweldig belangrike rol in lydenstyd. En die woestyn as 'n plek van ontmoeting in die Bybel is eintlik nogal 'n prominente ontmoetingsplek. So daar's verskeie verhale in die Ou Testament, minder in die Nuwe Testament, maar Jesus se hele bediening wat afskop in die woestyn, wat eintlik 'n ongelooflike belangrike rol speel in die verstaan van ons eie spiritualiteit. Ek dink die moeilike ding van woestyn, en dis hoekom ons as mense ook maar wegskram van woestyne in onsself, is juis dat jy in 'n woestyntyd op jou laagste is. So jy's nie daar op jou beste nie. Dis nie die plek waar jy nou hierdie goed wat jy jou lewe lank al mee besig is reg kry nie. Om die waarheid te sê, jy trap in jou eie woestyntyd weer in dieselfde ou slaggate, dieselfde ou patrone wat weer na vore kom. So dit konfronteer jou, maar die Here ontmoet jou ook, juis in dit, en in die gebrokenheid en beperktheid van jou eie woestyntye. As mens so reeks aanpak, Louis, wat is die hoop vir julle, vir ons as gemeente? Waar wil julle hê moet ons eindig hierna? Ek dink as 'n gemeente op 'n spesifieke plek staan, jy weet, waar ons na onsself kan kyk in die spieël van hierdie tekste. Jy weet, is die hoop eintlik dat ons 'n stuk van ons roeping weer sal ontdek, nê? En ek bedoel, ons doen dit daarom sekerlik ook daagliks, maar dis 'n voortgaande proses, maar om te weet presies hoekom is Ooskerk hier waar ons is, waarmee moet ons besig wees. Ek wil soms op 'n praktiese vlak het ek nou die voorreg gehad om nie een van die preke te kon gee nie, maar elke week die praktyk van elke preek Dinsdagoggende te kon deurtrap by Toptyd. En die praktiese implikasies daarvan, die hoop wat ons wou gehad het in die gemeente, kon ons sien uitspeel. Ons het, jy weet, reg deur gesels van palliatiewe sorg besluite wat jy moes neem tot by depressie aan die ander kant uit. So daai woestyntekste het onmiddellik grond gevat in baie van ons lidmate se lewens. Ek sien baie uit na die reeks gesprekke wat ons gaan voer. Luister asseblief saam en gesels asseblief saam oor wat ons daarmee kan gaan doen.